Ons is besig om te gesels, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor die bou en die herstel van die kerk en die bou en die herstel van ons geestelike lewe. Jy sal onthou laasweek het ek vertel van die paadjie en ons loop partymal 'n paadjie en dan mis ons die paadjie en ons dwaal 'n bietjie af van die paadjie af en ons vind onsself in die wildernis. Ons vind onsself op 'n plek waar ons so gefokus is op ander dinge dat ons eintlik agterkom ons geestelike lewe is besig om daaronder te lê. En terwyl ons besig is, gee die Here vir my die woord en hy sê weer, dit is tyd vir die herstel van die kerk en die herstel van die gemeente, maar ook vir die herstel van jou geestelike lewe. Baie maal is ons vir 10, 15 jaar lank in die kerk en 20 jaar in die kerk en dan raak jy gemaklik en dan raak jy in 'n gemaksone en jy weet, dit word net 'n rutine en 'n ritueel vir jou. Dan raak jy koud die binnekant. En wanneer ons koud die binnekant raak, dan begin ons meer neig om te trek na die dinge van die wêreld en ons begin neig om te trek na ons eie kant toe en ons eie dinge. En God gee die woord en hy sê, dit wat julle deurgaan en dit wat ons moet doen is, ons moet terugkom op die plek waar ons die Here vertrou en sy aangesig soek en waar ons begin om te hom toe te laat, om te herstel en te herbou in ons lewe. Die herbouproses en die herstelproses begin wanneer ons op ons knieë is. Dis waar dit begin. Nie in die gedagte om te dink, ek gaan dit al môre doen of ek gaan dit oormôre doen nie. Dit gaan oor die stap wat jy neem en onmiddellik te begin, op jou knieë gaan en om te buig by die altaar van God. Die Here gee die woord van ons en hy praat oor die ballingskap van die Israeliete wat vir 70 jaar in ballingskap was. Hulle was weggevoer deur Nebukadneser, deur die Babiloniërs en hulle is in Babel. Maar God gee vir hulle woord en hy bemoedig hulle terwyl hulle daar is. Terwyl hulle al hierdie afgodsdienste ervaar van die volke en die heidene om hulle van die Babiloniërs, gee God vir hulle 'n brief deur die mond van die profeet Jeremia om vir hulle te sê, ek ken die planne wat ek vir julle het. Ek gaan julle herstel. En daai planne is planne vir my en vir jou, en daai planne is planne vir hierdie gemeente om te herstel. Maar ek en jy moet terugkom uit die pad waar ons verlore geraak het. Ons moet terugkom uit die wildernis uit, of uit die woestyn uit, and we must allow God to put us back on the right path. And the right path we see is the path where we start rebuilding the altar. Die altaar is die plek waar ons aanbidding is. Dis gewoonlik die ding wat ons die laaste aan werk is ons aanbidding. Is maklik om te gesels oor die Here, is maklik om vir mense te vertel van die Here, maar wanneer dit in ons eie persoonlike lewe kom, en selfs in die lewe van die gemeente, dan is dit moeilik om te kom by die altaar vir aanbidding. Dis die eerste plek waar ons wegval en waar ons koud raak. En God laat die eerste klomp, ongeveer 50.000 van hulle terug aan Jerusalem toe, sodat hulle die altaar en die tempel kan herbou, die fondament. Die fondament het gestaan en eerstens, voordat daar 'n dak opgesit is, voordat daar mure gebou is, begin hulle om die altaar reg te maak, want die aanbidding is vir God belangrik. My en jou aanbidding vir God is belangrik. Ek kan nie vra en ontvang as ek nie op my knieë is voor hom nie. So Zerubbabel gaan terug en hy begin om die altaar te bou. Nou ek wil jy moet verstaan, na 70 jaar keer hulle terug, daar's 'n mirasie, alles is nie goed nie, planne gaan nie volgens plan nie, want waar daar herstel en herbou is daar altyd teenkanting en planne gaan nie volgens hoe dit moet wees nie. While they are rebuilding the altar, they have obstacles in their way, and for 16 years, the building work or the repair work on the altar stood still. Dit het stil gestaan, want daar was teenkanting van die mense wat daar gebly het. Die mense wou nie gehad het dat hulle met die tempel herbou nie. Hulle wou nie gehad het die altaar moet daar wees nie. So wanneer jy terugkom na die altaar toe, moet jy ook weet, jy sal teenkanting kry. Maar die positief van dit alles was, is die hele volk het ingespring en begin om dit reg te maak. Nadat die tempel ingewy is en die altaar ingewy is en alles is dit, het 58 jaar al aangestap. 58 jaar waar die tweede golf van die Jode gaan terugkom. Alles het nie net gebeur na die 70 jaar.
Die 70 jaar en die eerste het teruggekom, 58 jaar later nadat die tempel gebou is, kom die tweede groep terug onder leiding van Esra. En Esra moet kom en hy moet die wette vir hulle kom leer en hy moet vir hulle kom vertel van dit wat reg is. En hier is Esra en hy is op pad terug. Esra was 'n priester geweest. Hy was 'n direkte afstammeling van Aaron. Eers van die priester se dak en daarna die lyn was hy 'n afstammeling van Aaron. Wat interessant is, dat die Esra en die Nehemia boek was een boek geweest. In die 2de of die 3de eeu na Christus, toe skei hulle die boeke en dit word Esra en Nehemia genoem, maar dit was oorspronklik een boek. Esra word deur Aristata, koning die eerste Aristata, word teruggestuur nadat God vir hom ook 'n instruksie gegee het vir die koning. Ek wil hê jy moet sien dat dit was alles God se plan van die begin af. En die ding wat ons moet oplet is, en die ding wat ons moet verstaan is, God is 'n God van orde. Hy stuur nie al 3 groepe gelyk terug en sê doen dit en daar is 'n de mekaar skol nie. Hy doen dit ordelik. Die eerste klomp gaan terug, 58 jaar later, die tweede klomp gaan terug en daarna gaan die Nehemia terug om die mure te herbou, want die stad is vulnerable vir aanval. So Esra gaan terug. Hy het ongeveer 1500 mans plus hulle families wat teruggaan. Die koning is so goed vir hom. Hy gee vir hulle addisionele goud en skatte en sê vir hulle gaan terug. Vir ons as gelowiges en vir die gemeente is dit belangrik om terug te keer na God. Om terug te kom in dit wat ons doen van vanoggend, die aanbidding. Maar die aanbidding kan nie net op 'n Sondagoggend vir 'n halfuur of 'n 3 kwartier wees nie. Die aanbidding moet ook in jou persoonlike lewe wees. Vir die herstel om te kan plaasvind, moet dit 'n leefwyse word binne in jou, sodat jy geherstel kan word, sodat jy herbou kan word. Esra 7 vers 6 en ons skrifgedeeltes gaan kom uit die boek van Esra 7, 8, 9 en 10 en ek gaan dit so gedeeltelik met u deel. As jy die Bybel saamgebring het, maak hom asseblief oop, want vanoggend gaan dit oor die woord van God. Dit gaan oor die wette, dit gaan oor Esra wat moet teruggaan om te gaan leer. En as ek en jy die Bybel nie bring nie en ons lees nie ons Bybel nie, gaan ons nie leer wat sê God vir ons nie. Ons sal op 'n punt kom waar ons net bly by die aanbidding en dit gaan nie verder in ons lewe nie. Sien, nadat jy die altaar herbou het, dan is daar die volgende stap en die derde stap waardeur ons moet gaan. Ons kan nie net stil staan en dit daar los en sê, okay, ons is nou tevrede met dit en daar is meer wat ons moet hê. Esra 7 vers 6 sê die volgende. Esra het uit Babel gekom en hy was 'n geleerde man, hy was 'n priester. Hy het geweet wat sê die profete, hy het geweet wat sê die wette. Hy het 'n baie goeie kennis gehad van die gebooie van Moses, wat die Here, die God van Israel vir hom gegee het. Die koning het alles wat hy wou hê gegee, want die hand van die Here, sy God, was op hom. Hierdie koning gee vir Esra alles wat hy wil hê. Hy kan net vra en hy gee vir hom, want God het die guns bewerk oor hierdie koning vir Esra, sodat hy kan teruggaan om te gaan herbou. God is 'n sistematiese en 'n ordelike God. En hy werk alles volgens sy plan. Nie een van hulle nie Zerubbabel, Esra of Nehemia het net teruggegaan en hulle dinge gaan doen soos wat hulle wil nie. Daar was 'n struktuur en 'n orde wat God gestuur het om dit te gaan doen. Heel laaste sou die Nehemia teruggaan om die mure te herbou. Esra 7 vers 9 tot 10 sê, Esra het Babel op 8 April verlaat en op 14 Augustus in Jerusalem aangekom, want sy God het hom beskerm. Hy het hierdie reis gehad, kyk na die tydperk van die reis. April is die hele April, Mei, Junie, Julie, Augustus, so 4 maande lank het hulle gereis om terug te kom in Jerusalem. Maar God het hom beskerm. Wanneer jy op pad terug is uit die wildernis uit, wanneer jy op pad terug is om die altaar en jou lewe te herbou, en God sien jou hart, sal hy jou beskerm, al is daar teenkanting wat teen jou gaan kom. Ons kan nie die herstel en die opbou
aanpak sonder dat ons gaan weet daar gaan teenkanting wees nie. Dit het gebeur omdat Esra besluit het om die gebooie van die Here te bestudeer en toe te pas. Hy wou reëls en regulasies vir die mense van Israel leer. Hy is teruggestuur om vir hulle te gaan leer wat sê die woord van die Here, wat sê die wette, wat sê die regulasies, hoe herbou ons dit? En dit gaan ons net kan kry in die woord van God. Op ons eie verstand en ons eie denke gaan ons nie kan behaag nie, maar wanneer ons op die woord van God staan en ons lees die woord van God en ons laat toe dat die woord van God ons leer en verder gaan, dan gaan dit 'n sukses wees. Die fondament in die alfabet gelê, maar dit het nie daar gestop nie. God se plan het verder gegaan. Jy sien, as gevolg van die ballingskap, as gevolg van wat gebeur het, wil God hulle 'n nuwe volk met 'n nuwe terugvat, sodat hulle 'n nuwe vuur sal hê en hom sal erken as God. Dit is sy begeerte. Wanneer ek en jy terugkom, wil God hê ek en jy moet besef, hy is God van jou lewe. Hy wil daar vir jou wees, hy wil opnuut die vuur en dit aan die brand steek binne in kan jou, sodat jy entoesiasties kan wees oor hom. Om die volle seën en beskerming van God te ervaar, soos in die geval van Esra, het ons nodig om te leer, om onsself toe te rus, sodat ek en jy ander kan help, ander kan opbou, ons gemeenskap kan opbou en ook die gemeente kan opbou. En dit gaan ons net kry wanneer ek en jy tyd studeer in die woord van God. Wanneer ek en jy leer hoe ons terugkom op 'n punt waar ons mekaar bemoedig, waar ons mekaar ondersteun en waar ons saam is vir mekaar. Dit is 'n verantwoordelikheid. 'n Gelowige het die verantwoordelikheid om te bou aan die geestelikheid en die geestelike lewe van sy eie lewe, maar ook in die gemeente en ook in die gemeenskap. Dis die plig van elke gelowige dat hy dit moet doen. Zerubbabel het teruggekeer en teenkanting ontvang met die herbou van die altaar en die fondamente. Ek het jou reeds vertel, vir 16 jaar het hy teenkanting gekry, totdat hulle 'n brief geskryf het na koning Darius toe. En koning Darius het gesê die tempel moet herbou word en later word die tempel voltooi. Jy sien, die mense het teen mekaar gewerk en nie saam met mekaar gewerk nie. Daar's mense wat gehuil het oor die tempel en hy moes groter gewees het en hy moes meer glansryk gewees het as ander, terwyl die ander het gejuig en gejubel oor die tempel, want dis iets niets wat gaan begin in hulle lewe. Daar was teenkanting. En so ook Esra. Esra gaan teenkanting kry uit 'n ander oogpunt uit wat ek nooit sou verwag het nie. Esra 4 vers 4 tot 6 gee vir ons oor wat gebeur het met Zerubbabel. Die plaaslike bevolking het toe die mense van Juda uit die werk probeer hou deur hulle moed te breek en hulle bang te maak. Sien jy die werk van die vyand? Hy kom om jou moed te breek en jou bang te maak. Ag, kyk hoe gaan dit. Ag, dit is net so. Dit is wat hy wil doen. En hulle het amper daarin geslaag om die tempel en die altaar heeltemal tot 'n stilstand te bring. Hulle het mense omgekoop om hulle te frustreer en hulle planne in die wiele te ry. Ek wil vir jou sê, ons dink korrupsie is net nou, daar was daai tyd al korrupsie. Hulle het mense omgekoop, sodat hulle nie die boumateriaal moes voorsien nie, sodat hulle nie dit moes doen nie. En hulle wou so gehad dat die mense moet moedeloos word. Die vyand sal wil hê jy moet moedeloos word. Die vyand sal wil hê die gemeente moet moedeloos word en toe opgee en sê, ag, wat kom ons los dit nie. Hy's gekant teen dit wat gebeur. 16 jaar lang. Net so met Israel. Daar is 'n probleem met teenkanting, want waar daar herstel en opbou sal wees in jou lewe, in die gemeente se lewe, in die gemeenskap se lewe, sal daar teenkanting wees. Die vyand gee nie net sommer moed op en sê, okay, doen julle ding, ek gaan maar agterhoor sit en ek gaan tevrede wees. Nee, hy kom met alle slinkse planne wat daar so is. En hy gebruik mense en instrumente om te keer dat die werk van die Here kan voortgaan. Bring ons by Esra. Ons vind hier in Esra 9 vanaf vers 1 tot 2. Nadat hierdie dinge afgewandel was, het die leiers na my toe gekom en gesê,
Baie van die Israeliete, self ook van die priesters en die leviete, het hulle nie van die ander volke van die land afgesonder nie. Hulle het van die afstootlike praktyke van die Kanaaniete, die Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moaboniete, Egiptenaars en al hierdie ander lande, daar het hulle meer begin beoefen. Wat Israel nie kan verstaan nie, dit was gevolg van hierdie dinge dat hulle in ballingskap gegaan het. Nou kom hulle terug, nou begin hulle weer met die dinge. En die moeilikheid vir Ezra is, van die priesters het gegaan en gaan trou met vroue van ander volke. En dit het hulle nie rein gemaak meer nie, want hulle het begin om hulle gelowe en hulle godsdienste aan te haal. En Ezra sit met 'n probleem. Hy is van die leviete en die priesterlike stam, en die priesters en die leviete moet die mense leer volgens die wet van God en die wet van Moses, maar hoe kan hulle leer van die wet van Moses om nie met ander stammelinge of ander nasies in te trou nie, en hulle het dit reeds gedoen. Jy sien nie teenkant wat hy kry? Om vir die leierskap, om vir die priesters en die profete te gaan sê, en vir hulle te sê, maar luister, dit wat julle gedoen het, met wie julle getrou het, is verkeerd. Ons kan dit nie so aanvaar nie. Hoe dink jy sal daai mense gereageer, as Israel het vir hulle gesê? Vers 2, van die mans en hulle seuns het met van die vroue van die land getrou. Deur dit te doen het hulle die heilige van God, volk van God, met die bevolking van die land vermeng. Dit was teen die woord van die Here. Hy het gesê, julle mag nie met hierdie mense meng nie, julle mag nie hulle afgode aanhou nie, julle mag nie hulle afgode eers in julle huise inbring nie. Die res van vers 2 sê, om die kroon te span was die amptenare en die leiers die eerste om dit te doen. Die leiers wat geweet het, wat verkeerd is, was die eerstes om te gaan en verkeerd te gaan. En hier sit Ezra met 'n kopseer. Hoe spreek hy die leiers aan? Hoe gaan hy hierdie konflik hanteer? Hoe gaan hy hierdie probleem uitsorteer, sodat dit weer die heilige volk kan wees? Ons kan hierdie vergelyk met baie maal met ons eie lewe. Ons hang soveel verskillende pastore en gelowe en dinge aan, wat ons vermeng ons godsdienst, en ons bly nie by die ware feite meer van die godsdienst. Daar is mense wie se boodskappe jy luister en wie se boodskappe jy aanstuur, wat nie glo wat ons glo. En ons is besig om dit te vermeng, en ons is besig om die mekaar te raak, en ons is besig om dinge te praat, en dit wat nie eintlik van ons geloof, of dit waar ons glo van kom nie. Want ons hang ander gelowe en ander dinge aan, van ander pastore en van ander mense. Hy vergelyk dit met die afgodsdienstwerk, wat ingesypel het om na ander is. Ek wil nie uitbrei nie. Die heidense vrou het hulle afgode saamgebring. Israel se identiteit as die heilige volk was besig om te verdwyn, net soos voor die ballingskap. Jy sien, wanneer jy hierdie ander dinge intrek in jou lewe, word jou heiligheid en jou uitverkoopheid aan God in gedwang gebring. Want wie glo ek, wie dien ek, wie volg ek, wie luister ek na, wie sê dit en wie sê dat? Dit was 'n groot krisis. En ek en jy word geleer vanoggend uit Zerubbabel, uit Ezra, uit Nehemia, uit die krisisse wat op ons pad gaan kom, en dit waarvoor ons voor ons gaan kom staan. Hoe hanteer ons die saak? Hoe het Ezra hierdie saak hanteer? Hoe het hy te werk gegaan met die leiers en dit wat verkeerd het om verkeerd gekies het? Ons as 'n mens, meeste van die tyd sal ons dadelik mense wil konfronteer. Ons sal dadelik vir mense wil gaan aanspreek en dinge met hulle uitsorteer. Ons wil baie maal kras en harde woorde wil gebruik,
ons sal baie maal dalk met sag en diplomaties wil wees om die probleme en die konflik uit te sorteer en te sê, maar luister, ons moenie so en so maak nie, maar ek en jy kan leer vanoggend uit dit wat Esra gedoen het. Esra het nie dit gedoen nie, Esra het gegaan en hy het rou betoon en hy het hom voor God verootmoedig en God heel eers geken met die krisisse in sy lewe. Hy het nie staat gemaak op homself nie. Hy het nie staat gemaak op sy beste vriend of vriendin op Facebook se advies nie. Hy het onmiddellik gegaan en hy het God gaan sien. Sy optrede is om homself dadelik voor God te verneder. En hoe doen hy dit? Ons gaan lees, hy skeer sy klere. Reinhard kan bly wees, hy is nie hier vanoggend nie. Want hy het sy baard en sy hare en sy kop uitgetrek soos wat hy huil voor die Here. Die manier waarop hy gerou het was soos iemand wat 'n geliefde afgestaan het aan die dood. Jy sien, dit wat gebeur het hom geraak en dit het vir hom gevoel soos 'n naasbestaande wat hy afstaan aan die dood. Hy was nie skuldig aan hierdie krisis nie. Hy het nie toe gekyk en gesê, sorry, dis nie my probleem nie, ek kom nou uit ballingskap uit. Dis die hele probleem wat hier so bly. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Omdat hy 'n kind van die God is en omdat hy geweet het dit wat besig is om te gebeur, tree hy in en hy verootmoedig homself en hy verneder homself voor God. Ons verneder ons nie self voor God nie, want ons dink ons mag nie voor God huil. Wanneer laas het jy voor God gehuil en gesê, Vader, hierdie is die probleem, hierdie is die seerkry in my hart, hierdie is wat my raak, hierdie is die dinge waar ons doen dit nie meer doen. Hy tree op as 'n verteenwoordiger en die mondstuk van die volk van God. Jy as 'n gelowige tree op as die mondstuk en die verteenwoordiger van God. En daarom moet ons God heel eers te gaan ken. Ons moet voor ons God onsself gaan buig en ons verootmoedig en onsself verneder en sê, Here, ons kan nie self nie, hierdie is die probleem en hierdie is die sonde wat gebeur het, maar ons moet skoonkom van dit af sodat U die herstelwerk kan doen in ons lewe. Hoe het hy opgetree in die tipiese houding en die manier van sy tyd? Esra 9 vers 3 tot 5. Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur en my hare uit my kop en baard getrek. Ek het geskok bly sit. Nie rondgehardloop om vinnig vir die ander persoon, weet jy wat die priesters en die leviete het getrou met heidense vroue, en nou is daar dinge wat verkeerd gaan, en nou gaan daar Samaritane en basters wees. Ons moet mooi verstaan, dit het nie gegaan oor rasisme hierso. Dit het gegaan oor die vermenging van die afgod en om 'n volk nie meer heilig te maak nie. Almal was bang. Almal wat bang was vir die woorde van God van Israel het oor die ontrouheid van die ballinge bymekaar gekom. Almal kom saam. Almal kom saam om saam te huil. Zerubbabel toe hulle begin om die altaar te bou, die hele volk het gekom om saam te bou. Die hele volk het gekom om op te lig en te herstel. Dieselfde met Esra. Hulle het bymekaar gekom. Ek het geskok daar bly sit tot die tyd van die aandoffer. Toe die tyd vir die aandoffer aangebreek het, het ek met my geskeurde klere opgestaan, my verootmoedig daar waar ek gesit het. Ek het op my knieë geval en my hande na die Here my God opgesteek. Dit was die manier hoe iemand opgetree het wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. So ernstig was hierdie saak vir Esra geweest. Was nie net ek veer dit onder die mat en ek los dit daar, of ek doen dit net so en so nie. Nee, dit was nie. Dit was 'n teken, 'n teken van sy ontstelteheid. Hy was ontstel oor dit wat gebeur het, oor dit wat gebeur met die volk van God. Selfs die mense wat gekom het en kom staan het, hulle was bang vir God gewees. Hulle was vreesbevrange oor sulke ontrouheid. Die ballingskap was dan juist hoekom hulle in ballingskap gegaan het, was as gevolg van die afgoderry wat hulle in Israel gebring het, en die mense moes gedink het, weet jy wat, hierdie mense het dit al weer gedoen, God gaan ons weer wegstuur in ballingskap, alles te verniet, want ons luister nie, en ons hoor nie, en slaan nie ag op die woord van God nie.
En Esra was daar om hulle te leer oor die woord van God. Die ballingskap was waardeur hulle moes gegaan het as gevolg van die ongehoorsaamheid aan God. Die volk reageer, hulle huil en sluit 'n verbond om die huwelike te ontbind. Dit bring herstel en versoening. Ons gaan later sien op die laaste gedeelte, hulle ontbind die huwelike. En ons gaan dink dis 'n wettelose of dis 'n hartelose God wat vrouens en kinders weg gaan stuur van hulle ouers af, maar die teenkanting en die hartseer is daar wanneer daar herstel en opbou weer moet wees. Can never be the same. You will always have somebody or something that will be against you. Especially when you're on your way back to the Lord to rekindle the fire in your heart. Kom ons dink daaroor vir ons van vandag. Zerubbabel herbou die tempel, die plek van aanbidding en die offers vir die Here. Esra herbou die mense. Die hart van aanbidding en die leer van die wette en die regulasies van die Here. Ons sien dat in die nuwe verbond is ons nie onder die seremoniële wet van Moses nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 17, julle moet nie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat uitkom. Ons staan nie meer onder die wet nie, ons staan onder die genade van God. Wat God eintlik in my en jou se lewe soek is liefde, barmhartigheid en trou. Hierdie verstaan en uitleef van die wet het tot vervulling gekom in die lewe van Jesus Christus. God soek nie dat ek en jy met die wet probeer hou en hom beïndruk nie. Hy soek dat ek en jy liefde, barmhartigheid en trou sal hê volgens die nuwe verbond wat daar gemaak is. Net soos met die preek van Zerubbabel, hoe pas ons dit toe vanoggend in ons lewe? Na die altaar van aanbidding, herstel is in jou lewe, is daar iets wat moet gebeur. Jy moet begin om te groei in die woord van God. Jy moet begin om fisies jou Bybel oop te maak en te soek, wat leer die Here vir jou? Waarheen is jy op pad? Wat moet jy doen? Hoe is jy betrokke in die gemeente? Herstel vorder verder met die woord en nie met 'n gevoel nie. Ek voel, ek moet vandag bid hier toe gaan. Ek voel, ek moet Bybelstudie toe gaan. Dis nie 'n gevoel nie. Begin met 'n leefwyse, die woord van God in jou lewe. Die omkeer kom toe Israel die wet voorgelees het op die plein. Die wet het die verandering in die hart gebring en nie die ontbinding van die huwelike nie. Toe hy op die plein staan en hy gaan op die plein en hy begin om die wet vir hulle te lees, en hulle kom by mekaar en hulle huil en hulle bely hulle sondes oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Nehemia 8 vers 1 tot 3 sê die volgende. Die mense het toe almal op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom. Hulle het die skrywer Esra gevra om die wetboek van Moses waarin die bevele van die Here was te bring. Jy moet oplet. Net soos by die altaar, die mense het by mekaar gekom, die mense het gekom en gesê ons moet regmaak en ons moet regstel. Hoe doen ons dit saam? Ons visie is, saam is ons beter. Ons doen nie elkeen ons eie ding nie, saam groei ons, saam bou ons en ons sien dit uit die woord van die Here uit. Ek wil vanoggend vir dankie sê vir hulle in die tydperk wat ons nie hierso was nie, vir oom Henny wat aangegaan het met die bidure. Vir Karika wat voortgegaan het met die 70 van 7, met het Tersia wat voortgegaan het met die hartsmense, met die musiekspan wat voortgegaan het met die oefeninge en dit, saam is ons beter, daar's 'n doel wanneer ons by mekaar is en saam werk ons en ons sien dit hierso in die Ou Testament. Dit is nie gemaak elkeen om afsonderlik te werk en afsonderlik die ding te doen, dis nie wat God wil hê nie. Vers 2 sê die priester
Esra die wetboek op 8 Oktober na die byeenkoms gebring. Daar was mans, vrouens en kinders wat reeds kon verstaan verteenwoordig. Op die platform het hy gestaan en hy het op 'n houtplatform gestaan en daar was 13 priesters en leviete agter hom gewees en hulle het begin om met die volk te praat en soos hy die wette vir hulle lees, het die priesters dit oorgebring want almal wat daar so was, nie die klein kindertjies wat nie kon verstaan nie, almal wat kon verstaan was daar gewees van die ouderdom van 7 jaar af en nog. Die hele volk op die plein voor die waterpoort het hy daaruit gelees vir almal wat kon verstaan. Hy het van vroeg die môre af tot die middag toe daaruit gelees. Almal het baie aandagtig na die wetboek geluister. It wasn't just a 5-minute session in the morning that he's going to read out of the word of God, out of what the prophets and Moses said. He did it the whole day, and they were the whole day there to hear what God is saying to the nations. Hy was daar om te weet wat sê die woord van God. As ek nie die woord van God lees nie, hoe weet ek wat is God vir my besig om te sê? Of is dit maar net 'n gevoel wat ek het wat die Here vir my sê? 13 leviete het saam met hom gestaan en aan die volk verduidelik. Die kultuur waar ek en jy leef en dit wat die wêreld vir ons vandag sê is, volg jou hart. Doen dit wat jou hart sê, dis goed. Esra se vorm jou hart met God se woord. Hy sê vanoggend vir ons, vir my en vir jou, vorm jou hart met God se woord. Geestelike herstel begin nie by 'n ervaring nie, maar by 'n openbaring. En die openbaring gaan jy kry in die woord van God. Jy kan nie iets doen as jy nie ken wat jy doen nie. Ek kan nie vir iemand bemoedig en die woord van God sê, en dit as ek dit nie weet nie, en ek ken dit nie, en dis nie deel van my lewe nie. Ware herstel begin by ware berou. Ons het dit gelees in Esra 9 vers 3, hoe Esra opgetree het. Hy het nie 'n plan gehad, dadelik 'n plan beraam nie, hy het berou gehad en het hom vermoedig en nederigheid voor die Here. Die Here was die fokuspunt. Die Here is ons fokuspunt. Waar begin dit? Terug by die Here. Niks anders nie. In vandag se tyd waarin ons leef, wil ons Sondag mos sonde vinnig fix. Bely, vergeet en gaan aan. Esra wys ons ware herstel begin wanneer ek en jy die gevolge van sonde ernstig opneem. Dit breek ons eie hart voordat dit die gedrag verander. Dit moet my en jou so seer maak. Dit moet my en jou hart skeer, want dit was 'n rebellie teen God. En die hart van God was seer gemaak deur my en jou. Wanneer ek en jy afdwaal en wanneer ons al hoe kouer word, dink jy nie dit maak God se hart seer? Hier is 'n kind van God wat 'n instrument in sy hand kan wees. Hier is 'n kind van God wat kragtig kan wees, maar hy is besig om af te dwaal nie. Dit breek die hart van God. Om heilig te lewe is nie wetties nie. Heiligheid en om heilig te lewe is 'n liefdeskeuse wat ons van ons kant af maak. Hy het my eerste lief gehad. Daarom lees ek sy woord. Daarom ken ek sy gebooie, daarom ken ek die beloftes, daarom kan ek bemoedig en daarom kan ek saam met ander mense die evangelie verkondig. Saam met ander mense kan ek 'n gemeente en my gemeenskap opbou. Esra 9 vers 14 tot 15 sê die volgende. En dis die volk wat dit sê, nadat hulle gehoor het alles wat hy vir hulle gelees het, maar ons verbreek alweer die bevele met ondertrouery met mense wat afstootlike dinge doen. U gaan ons sekerlik in u woede vernietig, sodat selfs hierdie oorblyfsel dit nie sal oorleef nie. Hulle sê ons wat teruggekom het uit ballingskap uit, as gevolg van dit wat gebeur het, sal U ons vernietig en ons sal nie kan bly lewe as ons weer in ballingskap moet ingaan nie. Vers 15. O Here God van Israel, U is regverdig. Vandag is ons niks anders as 'n ontsnapte oorblyfsel wat voor U staan nie.
Eintlik durf nie een van ons in die teenwoordigheid kom staan as gevolg van ons skuld nie. Jy sien, die huwelike het gemaak dat in die leiers en die priesters daar skeiding en afvalligheid sou word van God. Ten spyte daarvan dat God hulle oorgesien het, gaan dit oor hulle doen weer presies dieselfde. Kind van God, die Here wil vandag vir my en vir jou sê, neem die woord van God, lees dit en moenie weer aangaan met dieselfde dinge nie. Wanneer jy jou uit ballingskap uitbring, wanneer jy jou klee met geregtigheid, wanneer jy is seën en jy word herstel in jou verhouding met hom, vergeet van die ou dinge, huil daaroor en kry klaar, maar gaan voort, moenie die ou dinge weer herhaal en van voor af begin nie. God is 'n genadelike God. Dit is heeltemal regverdig as God selfs die oorblyfsel wat teruggekom het, nou tot nie laat gaan, want hulle het dit dan gekies. Hulle het dan gekies om te trou met hierdie mense. Esra kan hom maar net op God beroep, want hulle staan heeltemal verskuldig voor God. Vir my en vir jou vanoggend, heiligheid is nie 'n lys van moets en moenies nie. Dit is nie 'n lys van moets en moenies wat ek en jy moet doen om God se guns te wen nie. Dis 'n liefdeskeuse om anders te wees, omdat jy reeds God se is, jy's reeds gekoop deur Jesus se bloed. Dan moet binnekant in jou wees met die omkeer en die terugkeer 'n strewe na heiligmaking. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 sê vir ons die volgende: Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. As jy raak ontslae van hierdie dinge wat kan skeiding bring tussen jou en God. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Is die Heilige Gees wat in jou woon nie heilig? Is hierdie nie 'n tempel en 'n altaar waar ons hom aanbid, waarin hy woon nie? Wil ons teruggaan om onheilig te wees en dit weer so te maak, sodat daar skeiding tussen ons en God is, sodat ons nie die goedheid en die guns en die liefde van God kan ervaar nie en weer teruggaan in die wildernis? Ek glo nie. Herstel is 'n gemeenskaplike ding en nie 'n lone ranger effort nie. Esra 10 vers 1. Esra het voor die tempel van God op die grond geval en gehuil, terwyl hy bid en hulle sonde bely. 'n groot groep mans, vrouens en kinders van Israel het saamgekom en hardop saam met hom gebid. Dit was nie Esra alleen nie. Dit was die ander menige gelowiges wat saam met hom gekom het, saam met hom gebid het, want saam is hulle beter. Saam het hulle self verootmoedig voor God. Of jy dit wil weet en of jy dit nie wil weet nie, jy kan nie in isolasie lewe as 'n gelowige nie. Geestelike herstel gebeur in die lig met ander gelowiges. Skuldbelydenis, aanspreeklikheid om saam die woord te lees, om saam te groei, om saam mekaar te ondersteun, om mekaar te kan bedien met ons gawes, dit wat dit is. Om saam te bid, saam die hartseer te dra, dis hoe die tempel kan skoonkom, wanneer ek en jy saam met ander gelowiges kom, en ons doen dit voor die Here. Ons visie en die missie van die kerk, almal verenig in bediening vir Christus. Saam bou ons, saam groei ons, saam leef ons en saam bereik ons die ongereddes. Net soos was dit ook hier in Israel. Zerubbabel was nie alleen met net sy 10 handymans wat kon altars bou en fondamente lê nie. Esra was nie alleen met die 13 Lewiete wat saam met hom was nie, die hele volk en almal het saamgekom en saam met hulle begin bou en saam met hulle vorentoe gegaan. Dit was nie net Zerubbabel, Esra en Nehemia se verantwoordelikheid om te bou en te herstel. Dit was nie die verantwoordelikheid van die priesters en die Lewiete om te leer en te onderrig nie. Dit was die volk se samewerking en bydraes wat dit suksesvol gemaak het en saam het hulle die Here gedien. Jy gaan sien in Nehemia. In the book of Nehemiah, we're going to see that the same happens. When they all get together and they all work together, God can come and rebuild the walls, and God can come and do something extraordinary. But when we try on a lone ranger effort by ourselves, it is not as potent and powerful as what God wants it when we are together.
Ek wil afsluit vanoggend. Wat leer die Here vir ons uit hierdie preek van hom? Elkeen van hulle kan ons leer, maar dis jou besluit of jy wil herstel of herbou. Ek kan nie die preke vir jou gee, een na die ander een. Jy kan op die tempelplein by mekaar kom en jy kan hoor alles wat gelees word uit die woord van die Here, alles wat kom uit die woord van die Here, en jy kan wegstap en dit het geen verandering in jou gemaak nie. Dit is jou besluit of jy wil herstel, herbou, leer en groei en regverdig voor die Here lewe. Nie elkeen van ons alleen nie, maar dat ons dit gesamentlik moet doen. Zerubbabel kon herbou en hulle weer aanbidding leer. Esra kon die wet leer, maar hy kon nie hulle harte verander nie. Hy kon vir hulle sonde bloot lê uit die woord van die Here, maar hy kon nie die sonde van hulle wegwas nie. Dis net Jesus Christus wat die sonde kan wegvat. Dis net Jesus Christus, die een by wie se altaar jy aanbid en eerste in jou lewe is, wat jou gaan vrymaak en skoonmaak van die sonde. Hy het nie oor jou sonde gerou nie. Hy het vir jou sonde gesterf. Hy het nie sy klere geskeur, soos wat Esra gedoen het nie. Hy het sy liggaam geskeur aan 'n kruis, sodat ek en jy gered kon word. Ons herstel nie om aanvaar te word nie, ons herstel omdat ons in Christus reeds aanvaar is. Esra se werk wys hoe heiligheid lyk. Jesus se werk gee ons die krag om heilig te kan lewe. Die Heilige Gees binne in my en jou oortuig ons van sonde. Die Heilige Gees leer ons uit die woord van God. Die Heilige Gees bemoedig ons en versterk ons sodat ons kan heilig leef. Geestelike herstel begin op ons knieë by die herboude altaar van lofprysing en aanbidding, waar die woord gelees en bestudeer word, waar die hart gebreek word as gevolg van sonde en die skade wat sonde doen, waar belydenis van sonde en opregtheid plaasvind. Wanneer ons leef die woord van die Here geskrywe op die tafels van ons harte, dis waar herstel kan begin. Dis waar God ons kan leef. Dis waar God weer ons heeltemal heel maak. Esra leer ons ondersoek die woord. Maak tyd. Nie net by jouself nie, maar saam met ander, om saam te leer uit die woord. Esra leer ons doen die woord. Wees gehoorsaam aan die woord van God, al is dit moeilik, al is daar teekant en staan vas op die woord van God. Esra leer die woord. Leer die woord, deel dit met jou huis, deel dit met jou familie, deel dit met jou gemeenskap. Ek luister na Amy en ek luister wat Amy sê vanoggend. Saam, en Riek kon na hulle toe gaan. Saam as 'n gesin, is dit beter as wat hulle net Riek, is jou probleem, sorteer jy dit uit. Jy weet, jy is nog groot genoeg. Die Here gaan vir jou help, ons hoef nie. Nee, dit werk nie so nie. Dit werk saam in 'n familie, saam in 'n gemeente, saam in 'n gemeenskap is ons kragtig. Sluit af met die laaste skrifgedeelte, Esra 10 vers 44. Al die mense wat met vreemde vroue getroud, en sommige het ook kinders by die vroue gehad, se huwelike is ontbind. Is dit nie 'n gevoellose God nie? Is dit nie 'n gevoellose God wat nou 'n man en 'n huwelik skei en 'n vrou en 'n kind wegstuur en groot gemaak gaan word sonder 'n pa nie? Is dit nie 'n liefdelose God nie? Party maak om God en hy doen dinge wat vir my en vir jou seer maak, maar hy weet wat is die beste. Hy weet wat was die beste vir die volk gewees. Die huwelike was ontbind en die vroue en die kinders was weggestuur. Volgens ons hedendaagse standaarde klink dit uiters harteloos dat mans en vroue hulle huisgesinne so weggestuur en weggevat word. God het geweet dis die enigste manier en Esra moes dit doen, maar nadat hy hom verootmoedig het voor God, nadat hy die wet gelees het en saam met die mense gebid het en saam met die mense gehuil en afgesonder het voor God, het God vir hom die wysheid en die kennis gegee van wat gedoen moet word. Dit moet egter volgens die gebruike van daardie tyd verstaan word. Buitendien het hierdie mans die wet oortree en hulle optrede is 'n poging om hulle skuld ongedaan te maak.
Dis die enigste manier hoe God dit kon gedoen. Daar is hoop en verlossing vir die wat in ware berou terugkeer tot God, wat hulle geheel en al aan God se genade oorgee. Dan kan ons met geloof en oortuiging die pad loop wat God se wet van ons verlang. Met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand. En die tweede wat daar is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan bly God 'n God van genade en ons bly 'n volk wat tot die lewe geroep deur hierdie genade van God. So is daar vir ons hoop in die toekoms met God. Jy kan nie net ophou by die altaar nie. Daar's 'n verantwoordelikheid wat jy het as 'n gelowige om die woord van die Here te bestudeer saam met ander mense te kan help wat dit nie kan verstaan. Hoe leer ons mekaar as ons nie mekaar kan help met die lees van die woord en verduidelik die sieninge van die woord? Die keuse is vandag ons, die keuse is vandag die besluit wat ons neem, laat ons die herstel plaasvind of doen ons nie. My hart se begeerte is dat ons die herstel sal plaasvind. Nie net in die gemeente en die gemeenskap nie, maar in ons eie lewens op, dat daar waar ons afgekoel het, dat ons weer aan die brand sal wees vir God, waar ons weer met opgewondenheid sal kom, waar ons weer met opgewondenheid sal praat oor die grootheid van God. Ek luister na Amy, ek hoor die opgewondenheid. Ek hoor die opgewondenheid van die getuienis van my vrou. Daar's 'n opgewondenheid want ek en jy kan nie vir God keer nie. As ek en jy volgens hom herstel is en ons is in hom, dan doen hy dinge wat vir my en vir jou amazing is en ons kan nie stil bly daaroor nie. Dis die goedheid en die guns van God. En dis wat God wil hê ek en jy moet ervaar.